verheerlik word, mag U naam net vanaand groot gemaak word, Here, dat elke stem sal uitroep vanaand, dat U is koning, U is die groot ek is. Here, dat elke knie vanaand sal buig voor koning Jesus. Here, dit is ons hartsbegeerte. Here, U verdien alle lof en alle eer. Here, ons loof en ons prys U naam, dat ons die voorreg het om U nog vrylik te kan aanbid. Dat ons so hard kan skree, soos wat ons wil, wanneer ons U aanroep. Here, wat 'n voorreg om vanaand in U teenwoordigheid te kan staan. Te kan weet dat ons is vrygekoop. Terwyl ek daar staan en bid voor ek opkom, is dit asof elke lied wat ons gesing het sê, hy was gister, hy is vandag en hy sal vir ewig dieselfde God wees. En as jy vanaand net jouself moet herinner, wat hy al vir jou gedoen het, sodat dit jou sal dra in die jaar wat voorkom, wil ek hierdie moet net vir 'n oomblik net vir hom dankie sê. Miskien het jy so groot deurbraak nodig en is so moeilik vir jou om vas te hou. Here, ons verklaar vanaand dit wat ons gesing het. Ons glo dat U is die God van gister, U is dieselfde God vandag en U is reeds in ons toekoms besig. Here, dankie dat ons net nou U naam kan loof en prys vir elke deurbraak, elke behoefte wat U raak sien. Hoe U besig is om reeds dinge in plek te sit vir mense wat U nodig het. Ons spreek die naam van Jesus. Ons spreek die oorwinning. Ons spreek die uitkoms. Here, dankie vir U goedheid, vir U genade en vir U liefde. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Kan ons hom 'n lofoffer gee vanaand? Amen. Jy is welkom om jou sitplek te neem. So my voorreg om vanaand jou te vat na die boek van Rigters toe. En ek wil vanaand spesifiek praat oor hierdie man met die naam van Samson. En ons het nou vir die laaste 2 weke dames gecover. En is daar van die girls wat kon relate met die stories wat ons gedeel het? Ek is so 3 van julle, baie dankie. Is daar van die manne wat gevoel het, weet jy, al is hierdie miskien 'n boek vir 'n vrou geskryf of van 'n vrou geskryf, ek kon iets leer. Amen, dankie Werner vir die een wat hierso was, dankbaar. Maar vanaand is dit dan nou my voorreg om aan te gaan met eintlik die tema, sonder dat ons dit eintlik 'n preektitel gegee het, want ons het elke keer op 'n karakter gefokus. Maar so was daar die heeltyd half hierdie goue draad van God se reddingsplan. En hoe hy in die boek van Rut net vir ons kom wys het, wat 'n mooi liefdesverhale hy skryf. En hoe hy as Jesus Christus ook gekom het om my en jou te red. En in die boek van Ester, hoe daar weer 'n reddingsplan was vir 'n volk wat hom nodig gehad het. En hoe hy ons kon leer dat elkeen van ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie, om waarskynlik redding te bring, daar waar jy is. En vanaand, wanneer ons gaan kyk na Samson, glo ek, gaan jy daai selfde goue draad net weer sien. Nou Samson is een van die rigters. In Engels praat hulle van the judges, en dit was militêre leiers gewees vir Israel. Onthou, ons het gelees in die eerste week toe ons oor Rut gepraat het, aan die einde van hierdie boek van Rigters skryf hulle, dit was 'n tyd gewees waar daar nie 'n koning was nie. So hierdie militêre leiers was groot figure wat leiding en wysheid gegee het vir die volk. Hulle het voorgestap, hulle het die pas aangegee, en in elkeen van hulle het die Here bonatuurlik gewerk om iets te doen vir sy volk. En hier vind ons dan nou vir Samson, wat die heel laaste een van hierdie rigters is, een van hierdie leiers is, en hy word geroep in 'n tyd waar Israel onderdruk word deur die Filistyne. Nou die Filistyne, wanneer ons hier in Rigters lees, dan sien ons, dit is 'n volk wat veral bly by die hawe, dis waar hulle meeste van die beheer het,
En hulle is dan nou ook die volk wat die oorhand het, want hulle het voor Israel, het hulle yster ontdek. So dit sit hulle half in 'n magposisie. En hierdie is 'n tyd waar die volk regtig 'n ingrype nodig het van God. Want ons lees in Rigters 13 vers 1, dat die Israeliete het weer voor die Here kwaad gedoen. Ek voel hierdie was 'n eindelose stryd gedurende die hele Ou Testament, waar die volk iets gedoen het en daar 'n gevolg was. En hierdie keer was die uitwerking, hulle was vir 40 jaar lank aan die Filistyne onderwerp. Weereens vind ons hierdie volk onderdruk deur 'n sterker mag, 'n sterker volk. Ongelukkig as gevolg van keuses wat hulle gemaak het, ongehoorsaamheid, dinge wat gebeur het, en hier het hulle 'n redder nodig. Maar toe ek hierdie lees, en hier is iets wat Charles nogal baie sê, is, daar gaan nooit 'n tyd in ons lewe wees waar ons nie 'n redder nodig het nie. En is dit vir my so mooi, al raak ek bietjie moedeloos vir hierdie volk, as ek aanhou lees van hulle, want van generasie tot generasie gebeur daar altyd iets, en hulle het 'n redder nodig. Maar ek besef as ek lees deur hierdie boeke, is daar iets wat in my lewe gebeur, waar ek besef dat besluite en keuses en dinge gebeur, en dit maak dat ek ook eintlik van 'n redder afhanklik bly. En net soos die Israeliete op 'n plek waar hulle weer eens 'n redder nodig het, en God besluit, daar gaan 'n seentjie gebore word met die naam van Samson, en Samson beteken bright light. Dit beteken son, dit beteken lig, sonkind, want hy word geroep om die lig van die wêreld te wees. En toe ek dit lees, toe besef ek, maar is dit nie net so mooi, die foreshadowing van Jesus Christus wat in die Nuwe Testament kom, as die ultimate redder, wat ook geken word as die lig van die wêreld, en hoe hy eintlik al hierdie woord wat ons hier sien in vervulling bring nie. Want hier is 'n mens wat geroep word, Samson, om die lig te wees, maar hy bly mens. En net soos wat ek en jy ook gered word en ons nou die regte pad wil stap, maar daar uitdagings is en daar vlees is wat half een kant toe trek en ons ook moet kies, so gebeur dieselfde met hierdie groot leier wat opgewek word. Nou Samson word geroep om hierdie volk te lei, maar as ons gaan kyk na sy hele lewe, dan sien ons hy het eintlik net die werk begin. Hy het 'n bietjie van die werk gedoen waar hy hierdie volk probeer red het onder die hand van die Filistyne. Saul het na hom gekom en die werk al voortgesit. Maar dan het Dawid eintlik gekom en die werk voltooi. Maar so het elkeen van hierdie mense aandeel gehad in God se groter prentjie en plan van dit wat hy wou kom doen het. Ek wil jou vat uit na Rigters 13 vers 5 toe, waar ons vir die eerste keer lees van Samson en wat God se plan met sy lewe is. So hier is die gedeelte waar 'n engel aan Samson se ma verskyn en hy sê vir haar, jy gaan binnekort geboorte gee aan 'n seun. Jou seun se hare mag nooit geskeer word nie. Hy sal van geboorte af 'n Nazareër van God wees. Hy sal die Israeliete uit die hand van die Filistyne bevry. Samson word geroep as die lig van die wêreld. Daar's 'n opdrag, 'n roeping. Hy gaan hierdie werk doen, hy gaan hulle red uit die hand van die Filistyne. Maar saam met hierdie opdrag is daar 'n voorwaarde. En ek dink vir so baie jare het ek vasgekyk in hierdie skrifgedeelte om te sê sy hare mag nooit geskeer word nie. En dat as ons nou die storie van Samson weet, dan weet jy hy het baie krag gehad, hy was baie sterk. En ek het altyd net die koneksie gemaak dat sy hare het gemaak dat hy sterk is. En toe ek nou 'n bietjie dieper gaan lees en ek lees hierdie woordjie wat sê hy gaan van geboorte af 'n Nazareër wees. Toe wonder ek nou, wat beteken dit? En toe gaan daar 'n wêreld vir my oop. En ek hoop vanaand gaan daai wêreld vir jou ook oop.
Nou in Numeri 6 lees ons, wat beteken dit om 'n Nasareër te wees? En God praat met Moses en hy sê vir die Israeliete, as enige persoon, man of vrou, 'n gelofte aflê om 'n Nasareër vir die Here te wees, mag die persoon nie sterk drank of asyn wat met wyn gemaak is of gefermenteerde druiwesap of vars druiwe of rosientjies eet nie. So enige iets wat alkohol bevat, mag hulle nie inneem nie. Hulle mag nie hulle hare sny nie. Hulle is afgesonder vir die Here. Hulle moet hulle hare laat groei. Maar solank hulle Nasareërs is vir die Here, mag hulle ook nie naby 'n lijk kom nie. En toe ek dit gaan lees, toe maak die storie van Samson vir my bietjie meer sin. Want ek besef, daar's nie net een voorwaarde van sy hare wat lank moet bly nie. Daar's 2 ander wat net so belangrik is. Hy mag nie alkohol gebruik nie, en hy mag nie aan 'n lijk vat nie. Dit is nou baie vreemd, ek weet nie wie te behoefte vir dit nie, maar hulle moes dit apparently gestuit het. Enige goed wat sou maak dat daardie persoon onrein kan word, is van hom weggeneem. Om te sê, weet jy wat, hierdie 3 goed gaan vir die wêreld wys dat jy jouself een kan sit vir God. That you are set apart. Dat jy 'n lewe leef wat net aan God gewy is. En as ons die storie gaan lees van Samson, dan vind ons hom heel aan die begin waar hy hoor by sy ouers dat hy 'n Nasareën, sy hare word nie gesny nie, sy ouers spreek, hy mag nie met 'n Filistynse meisie trou nie. Maar as ons nou weer sy storie lees, dan sien ons daar was 2 keer gewees waar hy net verlief raak op Filistynse meisies. En sy ouers probeer vir hom verduidelik, maar hierdie is jou pad, hierdie is wat die Here vir jou instoor het. Maar hy's 'n jong man met sy eie wil en keuses. En ongelukkig bly hy nie noodwendig net waar hy moet wees nie. Maar ek sien die Here se groot hand ook in hierdie storie. Maar vir my en jou, as ons nou kyk na hierdie woordjie Nasareën, en miskien klink dit far-fetched en okay, glad nie drink nie of dalk nie aan 'n lijk vat nie, maar wat as iemand anders nou doodgaan in jou huishouding, wat maak jy dan? Dalk is daai reëls net too much. Maar ek besef dat vir my en jou is daar ook reëls in die Nuwe Testament, as ons lees in Matteus 3, dat vir my en jou to be set apart, om uitgeken te word as kinders van God, dat ons 'n lewe lei wat net aan hom gewy is, sonder dat ons te wetties is en te veel regulasies het, is daar hierdie ding wat sê, ek en jy moet die vrug dra van ons bekering. Daar's wel iets wat moet verander, sodat mense kan sien, jou lewe is aan my gewy. En in Samson se lewe begin dit, en ons sien dat die Here hom kragtiglik gebruik. Rigters 14 vers 6 sê die gees van die Here het in hom gekom, en hy het met sy kaal hande die leeu se kake uitmekaar geskeur, en soos 'n mens 'n bokkie sou verskeur. Bonatuurlike krag, omdat ons op daai stadium lees van 'n leefstyl wat aan God eer bring. God kom en hy werk deur Samson. Hy kom wys vir Samson die krag wat in hom is. Daardie krag wat hy wil gebruik vir die groter plan om die mense te red uit die hande van die Filistyne. Ietsie spesiaal wat ek net vir jou gegee het, wat jy moet gebruik om hierdie mense te red. En dan sien ons ook waar hierdie plan in vervulling kom in Rigters 14 vers 19, waar die gees van die Here het in Samson gekom, en hy het afgegaan na Askelon en 30 van hulle mans doodgeslaan. As jy nou 'n bietjie die konteks gaan lees, dan sou jy sien, daar was 'n scenario gewees, en was eintlik so 'n bietjie wraak, maar nietemin, in dit kom die Here se eerste plan in vervulling om hom die oorhand te gee oor Filistyne. Sy krag word gebruik om mense te verslaan fisies. En die plan word stelselmatig gedoen.
Maar wat ek lees toe ek bietjie hier by stil staan, is die feit dat Samson gesukkel het met die vrug van sy bekering. Hy het hierdie opdrag gekry, hy het hierdie plan gekry, hy's 'n Nazareen, hy's eenkant gesit, sy ma het reëls en regulasies vir hom gegee. Maar dis asof Samson nooit regtig self die besluit geneem het om hierdie plan te embrace nie en dit syne te maak nie. Want as daar een ding is wat ek sien waarmee Samson sukkel, is dit selfbeheersing. En selfbeheersing lees ons is om jouself voor God neer te lê, om aan God oor te gee, to submit and to surrender. Dit beteken, dit is selfbeheersing. Wanneer ons nie meer deur ons eie wil en deur ons eie vlees gedryf word nie, maar deur iets anders, deur God. Want jy sien wat ek leer van Samson in hierdie geval en in hierdie hele leefstyl wat hy voer, is dat wanneer ek en jy nie selfbeheersing toepas nie, ons nie self die keuse maak waarvoor ons gaan staan en waarvoor ons gaan nee sê nie, gaan ander mense daardie keuses namens jou maak. En gaan jy beïnvloed word op verskillende vlakke en jy gaan toegee. Want jy het nie self 'n keuse gemaak wat vir jou reg is en waarby jy gaan hou nie. Jy het maar geluister na die opinies van ander mense en wat hulle wou gehad het jy moes doen. Maar daar was nie 'n persoonlike, kom ons noem dit 'n bekering, persoonlike besluit om te sê, Here, ek en jy, ek doen hierdie vir jou en tot jou eer nie. En alhoewel hy uitverkies is, sien ek in Rigters 14 alreeds, in die begin van sy storie, God gebruik hom, maar hy is al klaar besig om die voorwaardes en die vereistes nie na te kom nie. As ons lees dat daai selfde leeu wat hy verskeer het, ons lees dan in vers 8, toe hy later weer vir die troue terugkom na Timna toe, het hy afgedraai om na die leeu se karkas te gaan kyk. 'n Swerm bye was besig om daarin heuning te maak. Hy het met sy hand van die heuning uitgehaal en dit langs die pad geëet. Die eerste keuse wat hy maak teen die vereistes wat hy veronderstel is om by te hou. Ek het jou geroep vir groot dinge. Jy is geroep to be a bright light, om die lig van die wêreld te wees. Jy moet die redding bring, maar jy moet gehoorsaam wees. En hy kies hier om die eerste reël te oortree. Die tweede ding, letterlik 'n vers later in vers 10 sien ons dat hulle is besig om 'n troue te reël en dan is hy, net soos die gewoonte was, besig om 'n onthaal te hou. So hy gaan trou, hy staan op trou, maar hy moet die mense onthaal. En dan as jy bietjie gaan oplees oor hoe hierdie onthaal gelyk het, hoe hierdie week se fees gelyk het vir die troue, is dit ongelukkig 'n fees gevul met baie alkohol. Die tweede reël wat hy veronderstel was om te honor, hy mag geen sterk drank, geen kos, geen niks wat drank in het, mag hy gebruik as 'n Nazareen nie. En die tweede ding, laat val hy ook. Wat ek hierdie stuk lees, toe besef ek God se genade, want ongeag die foute wat hy gemaak het, 2 keer, daar's nog 'n derde ding uitstaande, maar in hierdie waar hy droog maak, waar hy foute maak, waar hy kies teen dit wat hy veronderstel is om te kies, gebruik God hom nog steeds. En daai skrif wat ons eers gelees het van die eerste keer wat hy die Filistyne oorval het, gebeur letterlik net na hy hierdie 2 foute maak. En ek ervaar iets van God se genade. Dat partykeer is ek en jy net in 'n situasie waar ons droog maak. Waar dinge net nie uitwerk soos wat jy miskien oorspronklik gedink het dit gaan nie. Jy val. En dan staan jy miskien op en jy probeer weer en dan val jy dalk 'n tweede keer. En ek sien in die lewe van Samson dat daar genade is en dat God nog steeds deur jou foute, want is nie jy nie.
Dis sy glorie wat deur jou werk, dis sy krag wat deur Samson werk. En die plan begin nog steeds in vervulling kom, deurdat 'n gedeelte van die Filistyne is al aangeval en uitgewis. Maar dan is daai ding wat ons sê, is ons kan nie die genade van God goedkoop maak nie. En dan wanneer Samson homself in 'n plek bevind, waar hy dan nou wel met 'n Filistyn weer betrokke is, Delila. En ek dink hierdie is die deel van die storie waar ons altyd op fokus. Dit was alles net Delila se skuld. En ek dink nie sy is onskuldig nie, sy het verseker 'n groot aandeel gehad. Maar ons vind Samson in die plek van sy lewe waar hy al 2 keer die vereistes nie nagekom het nie. En die laaste vereiste van 'n Nazareen wat oorbly, is sy hare. En sy hare, weer eens soos ek in die begin gesê het, was nie sy krag nie. Maar sy hare was daai teken dat mense kan sien, jy is 'n Nazareen. Jy kies 'n gewyde lewe. Want die alkohol, en of jy nou in 'n lijk vat of nie, daai is alles goed wat daar van die donker kan gebeur en jy kan daarmee wegkom, sou jy 'n fout maak. En ons kan dit half misgelees het nog die hele tyd. Maar hierdie ding wat jou een kant moes gesit het, wat jou moes uitsonder, jou hare, wat 'n teken vir die wêreld moet wees. Toe daai hare gesny word, toe verlaat die teenwoordigheid van God hom. En ons lees dit in Rigters 14 vers 10. Sy wat dan nou Delila is, het vir Samson op haar skoot aan die slaap gemaak. Sy het 'n man nader geroep om Samson se 7 haarlokke af te skeer. Sy het seker gemaak dat hy bedwing sal kan word. Sy krag het verdwyn. Sy roep toe uit: "Die Filistyne het jou kom vang, Samson." Hy het uit die slaap uit wakker geword en by homself gedink: "Ek sal weer uit hierdie ding kan kom soos al die vorige kere." Maar hy het nie geweet dat die Here hom verlaat het nie. En ongelukkig vind ons Samson nie in 'n plek waar die Filistyne die oorhand het, waar hulle hom gevange neem, sy oë uitsteek en hom dan in 'n tronkhof gooi. Die man wat die redding moes gebring het, is ewe skielik op 'n plek waar hy nie meer, hy's kragteloos. En ek besef in my en jou lewe, en ek wil hê dit moet vir jou 'n aanmoediging wees vir 2026, is daar party goedjies wat partykeer increep in ons lewe. Daai foutjies wat ons so nonchalant, onwetend van partykeer doen. Partykeer maak ons 'n fout en ons voel so sleg, ons stel dit dadelik reg. Maar dan is daar daai ander klein goedjies waarvoor ons die deur begin ooplos en ons nie eers agterkom hoe baie dit begin vat nie. En hoe die een ding lei tot die volgende en ons onsself eventually in die plek kry van Samson, dat ons nie eers agterkom. Die teenwoordigheid is nie meer daar nie. En toe ek hierdie lees, toe besef ek moet waaksaam wees. Want daar's ook miskien nie daai 3 reëls vir my en jou gegee van hoe ons moet leef nie, maar soos ek gesê het, daar's 'n vrug van my bekering. En die oomblik wanneer ek plek maak vir die verkeerde vrug in my lewe, is wanneer ek stelselmatig begin wegbeweeg, sonder dat ek dit eers agterkom. En is dit belangrik dat ek anders moet dink oor 2026, dat wanneer ek 'n besluit maak vir die Here, dat ek daarby sal hou. En as ek kyk na Samson se lewe, ons het dit nou genoem, dat miskien het hy nie die keuse gemaak nie. Miskien het hy net in hierdie roeping opgestaan wat sy ma gesê het, God het jou geroep vir hierdie, en of hy self in sy hart besluit het, hy wil hierdie roeping aanvaar en hy wil gaan vir dit, of het hy dalk net half double-minded besluit, ja ek wil, maar ja, die wêreld is nog steeds ook vir my belangrik. En my vraag is aan jou vanaand, dat is jy 'n double-minded persoon? Want ons lees in Jakobus dat 'n double-minded man achieves nothing. Daar kan nie op jou staat gemaak word nie, want jy's te wisselvallig. As die wind waai, gaan jy maar saam waar dit jou trek.
Jy het nie vir jouself 'n besluit geneem om te sê, goed, ek wil 'n lewe gewy aan God leef nie. Ek wil werk aan hierdie vrug nie. En as jy nie self daai keuse maak nie, kan Pastor Gerard praat vroeër daaroor, as jy byvoorbeeld nie kies, ek gaan in 'n herlaaidiens sit elke week nie, gaan volgende week kom en daar gaan 'n verskoning wees. Iemand gaan verbykom met 'n beter idee en jy gaan eerder dit volg. En jy gaan so Simson dalk net nonchalant die deur oopmaak, want ek maak dit nie groot oop nie en is okay, ek gaan die week daarna gaan ek terugkom. Maar ongelukkig as jy nie nou 'n besluit maak om te sê ek's committed, ek wil nie wees, want hierdie is goed vir my geestelike lewe nie, dan gaan iets anders jou begin lei. Daar's 'n rede hoekom ek en jy deel van die vrug van die Gees selfbeheersing gekry het, sodat ons self kan kies om aan God onsself te onderwerp en deur net hom gelei te word. Ek wil afsluit. Ons ken die laaste gedeelte van Simson se lewe waar hy 'n geleentheid het om reg te maak en waar hulle hom vat terwyl hulle 'n afgod aanbid en hulle hom tussen twee pilare vasmaak en hy daar 'n gebed doen waar hy tot God roep. En ek dink hy vir die eerste keer regtig met opregtheid God se teenwoordigheid soek. En ek dink hy op 'n plek in sy lewe kom waar hy besef hy het nie eintlik hierdie roeping volgestaan nie. Hy het nie eintlik gedoen wat God hom voor vertrou het en waarvoor hy hom geroep het nie. Maar daar is 'n God van genade wat hy dien, wat ek glo hy van ken en daarom roep hy uit. En in daai oomblik word hy gehoor. Hy trek daai pilare dan op homself neer. Sy hare is op daai stadium dan nou weer lank gegroei. Ek glo hy het geen alkohol gekry nie en ek glo daar was nie nog 'n lijk nie. So ek glo al die regulasies was in plek. Maar ewe skielik aan die einde van sy lewe sluit daai skrifgedeelte af. Ek het dit nie in die notas gesit nie, maar in hoofstuk 16 van Rigters vers 30 sê dit, so het Simson met sy dood meer mense doodgemaak as met sy lewe. Op die einde van sy lewe met sy dood vervul hy eintlik meer van sy roeping as wat hy gedoen het toe hy wel geleef het. So hartseer om te dink dat daar soveel tyd is wat hy gemors het. En dat hy dalk soveel meer kon gedoen het en dit dalk nie nodig was vir 'n Saul of vir 'n Dawid om na hom te kom om die werk te voltooi nie. Maar daar's 'n God van genade wat hom raak sien en hom daardie geleentheid gee om reg te maak. Was hy soveel mooier om dan weer van Simson te lees in Hebreërs 11, wanneer sy naam opgeskryf is saam met al die ander geloofshelde. Net 'n teken van die reddingsplan van God. Dat al het ons dit so ver gemis, die oomblik wanneer ons sy naam aanroep, dan maak hy weer vir jou plek. Dan is sy deur nog 'n keer oop. Ek wil afsluit met 2 statements. En die een is, your gifts and your ability does not make up for a lack of character. En as ek en jy kyk na die lewe van Simson, dan was daar nie 'n tekort aan gawes nie en ook nie vermoë nie. Want God het planne van voorspoed vir hom in store gehad. Hy was geroep gewees om 'n lig vir die wêreld te wees. Maar sy karakter het hom in die steek gelaat. Want sy karakter het nie selfbeheersing gehad nie. En laaste, miskien was dit nie die lewe wat hy vir homself in store wou gehad het nie. Miskien was hierdie planne wat oor hom uitgespreek is en hierdie roeping dalk net te groot en het dit nie gelyk soos wat hy wou gehad het nie en dit was nie sy prentjie nie. Maar tog aan die einde van sy lewe besef hy dat ongeag of hierdie die prentjie was wat hy wou gehad het of nie, 'n lewe sonder God is nie 'n lewe om te leef nie. En dit maak nie saak hoe hy daar gekom het nie, hy het God nodig gehad. En vanaand wil ek jou aanmoedig, miskien is jy in 'n seisoen in jou lewe waar dit nie lyk soos wat jy gehoop het dit lyk nie. Of daar's goed oor jou uitgespreek en jy voel soos dis net te groot, ek kan nie dit doen nie. Ek is nie geroep vir hierdie nie, ek wil dit nie volhou nie.
daar's seker 'n fout gemaak. Of jy voel dalk so Samson dat hierdie roeping het te veel goed wat jy moet prys gee. Wil ek vir jou sê dat hy het gewag tot aan die einde van sy lewe om te besef dat God nog steeds beter geweet het en dat hy God nog steeds nodig gehad het. En dat ongeag wat gebeur het, hy nog steeds nie 'n lewe sonder God wou hê nie. En ek glo dat as hy God net van die begin af vertrou het, dat die reëls en die regulasies en die dinge wat dalk vir hom nie lekker gevoel het om prys te gee nie, ook oukei sou gewees het. As hy regtig vrede gemaak het, dat God vir hom lief is, en regtig 'n groter plan, 'n hoopvolle toekoms vir hom het. Ek is oortuig dat God wel vir hom 'n goeie vrou instoor gehad het. Nie 'n vrou wat hom wou manipuleer, en hom wou beheer, en hom wou oorgee vir geld nie. Want dit is die God wat ek dien. 'n God wat altyd 'n hoopvolle toekoms het. En miskien is jy in 'n plek waar jy voel die prys wat jy nou moet opgee is net te veel. Miskien weet jy vanaand jy's in die verkeerde verhouding, maar jy hou maar vas. Want dit is lekker vir nou. Maar daar's soveel rooi ligte en daar's soveel goed wat verkeerd is. Wil ek jou aanmoedig vanaand dat jy sal vashou aan wie God is. En dalk moet jy hierdie ding prys gee, maar weet dat hy alles teen goeie meewerk en vir jou soveel beter in stoor sal hê. Kom ons staan en dan sluit ons af. Hemelse Vader, dankie vir u goedheid, u liefde. Here, maar ook vir u woord vanaand. Here, dankie dat ek dit net kan vasmaak oor elkeen van ons, dat u ons geroep het om 'n lig vir die wêreld te wees. U het ons geroep vir 'n spesifieke taak en 'n spesifieke tyd. Here, en u wil deur ons mense se lewens verander. Here, maar mag ons in 'n lewende verhouding met u staan. Mag ons reageer op u roepstem. Help ons om te groei in selfbeheersing en gehoorsaamheid, Here, dat ons dit tot aan die einde kan deursien. Here, maar mag u ook vanaand vir ons krag gee, dat wanneer daar goed is wat ons dalk van ontslae moet raak, as daar vrug in ons lewe is wat nie meer vrug dra nie, Here, dat ons van dit ontslae kan raak, dit kan neerlê en u kan vertrou vir beter. Ek bid 'n seën af oor elke persoon wat hier is vanaand. Here, dat u hulle sal veilig hou in die week wat voorlê, dat u saam met hulle sal beweeg. Here, en dat hulle net sal weet dat u hulle nooit begewe en hulle nooit verlaat nie, en dat u in elke seisoen en elke detail saam met hulle is. In Jesus naam. Amen.